Vandag is donderdag 13 November. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons stil staan is Johannes 16 vers 7. Ek gaan vir ons lees uit die 1983 vertaling. Voor ons by die gedeelte gaan stil staan, wil ek jou graag nooi om in hierdie oomblik tot rus te kom. As jy 'n kers by jou het, kers aan te steek. Terug te sit en dan vir 'n oomblik net 'n paar keer lekker diep asemhaal. Asem is 'n teken van lewe. Ontvang hierdie oomblik as 'n geskenk van lewe van God aan jou. Daar is dikwels goed wat vir ons lewe gee, energie gee, passie in ons losmaak. Dink vir 'n oomblik, wat is dit wat vir jou lewe bring? En ontvang dit as geskenke en gawes van die Here. Daar is dikwels ook goed wat lewe by ons kom steel. Wat as ware die lewe uit ons kom haal. Bekommernis, spanning, verlies, siekte. Wat is dit wat op die oomblik lewe by jou steel? Erken dit en bring dit vanoggend in die Here se teenwoordigheid. En ontvang nou weer hierdie oomblik, hierdie nou, as 'n oomblik van lewe, 'n geskenk van God aan jou. Terwyl jy jou hande op jou skoot oopmaak en jouself gereed maak om in hierdie oomblik by die Here te sit, op hom te wag en sy woord te oordink. In Johannes 16 praat Jesus met sy disippels en vertel hy vir hulle dat hy gaan weggaan. Hy noem onder andere dat hy hulle nie as weeskinders in hierdie wêreld alleen gaan los nie, maar dat hy sy gees, sy parakletos vir hulle sal stuur. En dan sê hy in Johannes 16 vers 7, as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Die Griekse woord parakletos is eintlik bietjie moeilik om te vertaal. Die vroeë Afrikaanse vertalers het dit vertaal as trooster. Die Authorized Version in Engels vertaal dit as comforter. En hierdie vertalings is ryk aan bemoediging, maar gee nog nie aan ons 'n suiwer interpretasie van die woord nie. Want as mens die woord parakleet bestudeer, begin ons iets besef van die wondergawe van die Heilige Gees. Want parakleet beteken iemand wat ingeroep word om in ons getuienis vir ons af te lê. Hoe vertroostend om te weet dat wanneer ons gewete of ons medemens of die lewe ons voor God as ware kom aankla, as dit voel of alles teen ons is, die Heilige Gees vir ons as 'n parakleet, as 'n advokaat optree, vir ons pleit, vir ons intree. Hy word ook ingeroep om die moedeloses weer te besiel en sodat hulle die stryd met entoesiasme en nuwe energie weer kan hervat.
Wanneer die lewe as het ware uit ons gesteel word, is dit die Parakletos, die Gees, wat weer vir ons lewe wil gee, wat ons wil bemoedig. Die Parakleet word ingeroep om te help in tye van nood en beproewing, twyfel, verwarring, vrees. En elke keer as die misterie van lyding en pyn en verlange en verwarring van depressies, watter negatiewe gewaarwording ook al in 'n mens se lewe oor jou kom spoel, dan wil Johannes 16 ons herinner dat daar 'n voorspraak, 'n Parakleet by die troon van God se genade vir ons is. Dit gee hoop, dit gee nuwe krag, dit gee moed en dit lei weer tot nuwe lewe. Die Parakleet tree op in tye van gevaar. Hy stap as het ware aan die afgrondse kant van die pad, aan die gevaarkant en beskerm ons. Hy hou ons hand wanneer ons voel of ons alleen stap. Hy gee ons moed in die donker oomblikke van die lewe. Hy tree vir ons in die onvolmaakhede. En daarom is die Heilige Gees onmisbaar in die lewe van elkeen van God se kinders. Kan ek jou nooi om vandag bloot vir 'n oomblik te rus, met wat ook al dit is wat lewe by jou kom steel of lewe vir jou gee, met die wete dat die Gees, die Parakletos, by jou is, in jou is, jou voorspraak is, die een is wat vir jou intree, en dat jy in hierdie oomblik nie alleen is nie. Here, U is die trooster wat ons lei, die geskenk van God, o Gees, wat by ons bly. U die lewensbron, kom vul my met U teenwoordigheid. Amen.